Die Suid-Afrikaanse Stamboek of SA Stamboek, soos ons maar almal na hulle verwys, en die LRF, oftewel Lewende Hawe Registrerende Federasie, het kragte saamgesnoer om die Stud Breeders Federation of SBF in die lewe te roep. Direkteur van die LRF, Kobus Bester, vertel ons vandag meer. Kobus, wat is die doel? Hoekom was hierdie samesmelting nodig? Dag sê, baie dankie vir die geleentheid. Wanneer enige samensmelting of amalgamasie plaasvind, dan is dit nodig dat 'n mens duidelikheid het in terme van wat jy wil bereik. Nou, baie belangrik wat mense moet verstaan daar buite is dat ons het 'n liggaam in die lewe geroep om sekere gemeenskaplike faktore beter te kan aanspreek en daardeur die bedryf in geheel, maar ook spesifiek die stoetteelers van die verskillende twee verskillende organisasies beter te kan bedien. Met ander woorde, ons het nie saamgesmeld en nou een geword nie, ons het wel op raakpunte, dit wat ons gemeenskaplike raakpunte vind, het ons besluit om saam te werk, want daar is net eenvoudig talle redes waarom dit vir ons soveel beter gaan werk. Kom ons kyk byvoorbeeld na interaksie met regeringsinstansies, interaksie met byvoorbeeld RMIS, wat ons grootste en hoofdiensverskaffer in die bedryf is op hierdie stadium, dan maak dit tog net soveel meer sin, in plaas daarvan dat hulle elke keer 2 vergaderings moet hou, met 2 organisasies, wat se doelstellings en doelwitte eintlik dieselfde is, dan maak dit tog net soveel meer sin, dat ons daardie goed wat ons in gemeen het, daai goed wat ons deel, dat ons dit saam benader. Vat 'n eenvoudige ding byvoorbeeld, ons kyk na aspekte wat aangespreek word rondom back and closure. Ons wil graag met Dr. Emily 'n vergadering hou. Ons wil graag dalk later van hierdie vergaderings eskaleer na 'n hoër vlak. Ons kan tog nie elke keer vra van beide kante af vir 'n vergadering en die partye betrokke moet hulle werk dupliseer, omdat ons nie bereid is om saam te gesels oor hierdie goed nie. So belangrik dat mense verstaan, dit is nie 'n amalgamasie wat plaasgevind het nie, maar wel die feit dat ons gaan saamwerk op verskillende terreine wat ons gemeenskaplike belange het om te dien. Wat dan daarbey aansluit, en baie keer vra mense my, maar hoe versoen julle, hoe is julle verskille? Nou, beide van ons is gefokus, as ek praat van LRF en Stamboek, is gefokus op genetiese vordering en alles wat daarmee saamgaan. En die beste manier om dit te verduidelik is, wanneer ons kyk byvoorbeeld na Imperial en teenoor Imperial, jou Imperial stelsel wat mense gebruik, sulke goedjies, weet mense verstaan nie altyd die konsep hoe dit werk nie. Jy vat byvoorbeeld VHS en Beta. Dit is nog steeds 'n video kaset gewees in die jare van oud, maar dis 2 verskillende werkinge wat by mekaar gekom het, en wat gebeur is dat ek sê so Imperial en Matriek, dit is 2 stelsels, albei gee vir jou syfers, albei gee vir jou antwoorde, maar dit is verskillende werkswyses wat gevolg word. So ons het nog steeds ons verskillende werkswyses wat ons volg, en dit het net van sin gemaak dan om dit wat gemeenskaplik is saam te voeg. Nou, een van daardie goed byvoorbeeld wat uitgekom het is byvoorbeeld die program wat Stamboek ontwikkel het, en Stamboek het verseker meer hulpbronne as wat die LRF beskikbaar het, maar hulle het byvoorbeeld 'n naspeurbaarheidsprogram ontwikkel, ID Tracks, en ons gaan dit ondersteun. Hoekom wil ons gaan en iets gaan dupliseer? Verseker het ons ook aan Herdmaster seker goed wat aangaan, en Herdmaster se goed gaan nog steeds aangaan. Herdmaster gaan ook inskakel by naspeurbaarheid. Maar dit is vir ons belangrik om die lede in die bedryf, die stoetteelers, die stoetbedryf beter te kan bedien. Wat ook belangrik is om in gedagte te hou, is dat hierdie gaan meer as net oor bees. Wanneer ons kyk na Stamboek se ledeprofiel, dan is dit so dat hulle sluit onder andere skaap en bok ook in. En hulle word ook deel hiervan. So ons gaan die belange wat gemeenskaplik is, van beide kante ten alle tye wil bevorder. Kobus, maar julle het beide kliënte, genootskappe wat julle bedien, die LRF en SA Stamboek, so hoe beïnvloed hierdie federasie hierdie diens? Ons gaan nog steeds voortgaan om daardie selfde diens te lewer, so dit bly nog steeds ons hooffokus, en soos ek net nou gesê het, dit is soos die verskil tussen Imperial en Matriek, daar is fundamentele verskille in die berekeninge van teelwaardes argumentsonthaalwe, maar dit gaan nog steeds daaroor dat ons wil graag sien dat ons genetiese vordering kan maak. So ons gaan nog steeds aangaan met die spesifieke fokuspunte, soos wat ons dit gehad het,
Maar wat ons reg gaan kry, en ons is toegewyd om dit reg te kry, is om die gemeenskaplike belange van alle vleisprodusente, spesifiek dan nou, kom ons sê nou maar rooi vleisprodusente, regtig te bedien. Ons wil regtig seker maak dat ons op die regte vlak kan funksioneer. En dit het ons genoop om te kan saamwerk. So byvoorbeeld, net om 'n ander praktiese voorbeeld te noem, kom ons kyk byvoorbeeld na dit wat in die vooruitsig gestel word met die oog op BGP3. BGP2 is in volle swang. Ons glo dat BGP3 sal afskop, en vir mense wat nie verstaan wat BGP is nie, dis Beef Genomics program, wat in hoofsaak befonds word deur TIA. TIA is die Technology Innovation Agency, en daar kry ons fondse wat aangewend moet word om regtig seker te maak dat ons die kernkudde van die land of dan die stoetkudde van die land op 'n volgende vlak plaas deur die nodige navorsing te doen. So gaan ons byvoorbeeld kyk na 'n groot gedeelte of 'n baie sterk gedeelte wat gaan bykom in BGP3 gaan verseker gaan oor die sogenaamde methane emissions, metaangas vrystellings, hoe kan dit verbeter word? Ons het 'n verantwoordelikheid. Baie mense is baie vinnig om opinie te hê. Maar wat belangrik is jou opinie moet ingelig wees. Jy moet 'n ingeligte opinie hê. Dit help nie net jy het 'n mening en jou mening is nie gegrond op enige iets nie. En daar waar ons gemeenskaplike belange het, gaan ons saamwerk dat ons werklik die wetenskap kan benut tot voordeel van die bedryf en nie tot voordeel van individuele organisasies nie, want dit is ons hoof fokus. Waarop gaan julle nog fokus? Verseker gaan ons wegtrek deur die back and close situasie aan te spreek. Die huidige toedrag van sake is net absoluut onuithoudbaar van aard. Dit is ongelukkig so, ons het al maande gelede die FMD in Daba gehad, en wanneer ons nou vandag moet kyk na die suksesse en die vordering, ja, daar is seker goed waarop sukses behaal is. Daar word baie goeie werk op die oomblik gedoen wat betref die 5de kwart, navorsing op die 5de kwart, en ons moet baie mooi verstaan die belangrikheid van iets soos die 5de kwart. 5de kwart in Suid-Afrika beteken bekostigbare proteïene vir 'n lae inkomste groep in ons land. Dit is van kardinale belang dat daardie 5de kwart nie verlore kan gaan nie. Maar daar is besluite wat geneem word op wat my betref, my leuke opinie, op ou argaïese inligting. So navorsing wat dit betref is krities belangrik, en ons as SBF ondersteun daardie tipe van navorsing. Ons het dit ook onder die aandag gebring van sekere van die rolspelers in die bedryf, en kan ek vandag rapporteer dat ons het sukses behaal daarmee. Daar is geld bewillig, en weer 'n keer dankie aan RMIS wat inskikkelik was om ons aan te hoor, en saam met van die voerkrale word daar waardevolle navorsingswerk gedoen daarop. Maar dit is nie waar dit stop nie. Ons doen ook navorsingswerk nie onsself nie, maar ons ondersteun konsepte soos navorsing wat ondersteunend is tot wat die impak is op reproduksie van diere wat back and closure gekry het. Wat is die impak op die reproduksievermoë van diere wat ingeënt was teen back and closure? En so kan ek voortgaan. So 'n back and closure is vir ons 'n baie warm patat op hierdie stadium wat ons met verantwoordelikheid en omsigtigheid moet hanteer. Ons het gesamentlik besluit, ons staan 'n beleid voor van Vaccinate to Live, en dit is belangrik dat ons dan seker maak ons kommunikeer en skakel met rolspelers in die bedryf oor die tipe vaksine wat nodig is, die tipe enstof wat ons moet kry. Ons wil graag sien dat dit van meer as een verskaffer afkom. Ons wil graag sien dat dit 'n enstof is wat 'n DIVA enstof is, met ander woorde dat ons kan diferensieer tussen geïnfekteerde diere en diere wat die inenting ontvang het. Ons wil ook seker maak dat daardie enstof lang bene het. As ons goeie geld betaal vir enstof, wil ons dan graag sien dat ons hom nie elke 3 of 4 maande moet weer 'n keer toedien of 'n skraagdosis moet gee nie. So dit is deel van die goeie waarop ons fokus. Nou weet ek, daar is ander groepe wat ook so sê. Maar die feit van die saak is, ons neem aktief deel aan gesprekke hieroor. Ons is besig om op 'n geordende wyse druk uit te oefen op die relevante partye om daar 'n verskil te maak. Die volgende ding wat daarbey aansluit is naspeurbaarheid. Naspeurbaarheid is die gom wat baie van hierdie goed aan mekaar gaan hou. Met ander woorde, dit help nou nie, ons het nou 'n dier met 'n wonderlike enstof ingeënt, en nou, wat weet ons nou verder van die dier nie? Ons weet hoe Suid-Afrikaanse boere is. Elkeen kan vinnig 'n F-brandyster maak, en elke ou kan vinnig sy beeste F-brand op die nek sit.
dit is nie, ek hoop nie dit is hoe mense sal te werk gaan nie, maar dit is dingetjies wat alreeds hier rond te doen, dis planne wat boere het, want ons kan nogal innoverend wees. Maar ons wil graag hê dat daar moet 'n verantwoordelike naspeurbaarheidstelsel deur die RMIS se naspeurbaarheidsplatform beskikbaar wees, waar al hierdie goed gekoppel kan word. Met ander woorde, ons wil graag seker maak dat diere wat in back and close geënt is, behoorlik uniek identifiseerbaar is en naspeurbaar is. Ons wil dit selfs verder uitbrei, want 'n groter probleem as back and close is natuurlik besmetlike misgeboorte of brucellose. So ons het nodig om dit ook byvoorbeeld by te voeg. En ons het net besluit, as ons saamwerk, kan ons sterker wees en kan ons regtig die leiding neem wat hierdie tipe van goed aanbetref. So dit is maar 2 van die fokusareas waaraan ons ernstig gaan werk en wat ons verseker meer sukses gaan hê. Die volgende ding wat ons gaan beslis moet aanspreek is natuurlik vleisgradering. Vleisgradering is 'n onderwerp wat ons al male sonder taal aangeraak het, maar ons het nog steeds nie resultate nie. Dit is nie vir ons aanvaarbaar nie en dis nog 'n rede waarom ons gesê het, maar ons moet saamwerk. Vanuit 'n genetiese oogpunt wil ons seker maak, produsente kan die diere produseer wat regtig 'n impak kan maak, ook wat vleisgehalte betref. En dit is een van die goed waarna ons kyk. Ons moet seker maak dat ons kan markte ook bedien met genetika in die buiteland. Ons buurlande is smagtend na die genetika wat ons het in Suid-Afrika, maar ons is nie in staat op die oomblik om te kan uitvoer daarna toe nie. So daardie is van die goed wat ons baie beslis alreeds besig is om aan te spreek en ons is gefokus daarop om resultate te kry. Ons wil nie net hieroor praat nie, ons wil kan rapporteer op vordering. En al moet ons rapporteer dat daar nie genoegsame vordering is nie, dan moet die publiek en die gebruikers van ons produkte dit weet. En dit is deel van wat vir ons belangrik is. Ek dink jy het my oortuig. Die SPF is nodig. Kom ons kyk verder na die reaksie wat ons kry van individue. Daar is individue wat sê julle probeer net julle hand op die statutêre heffings kry. Wat is jou reaksie daarop? Ja, dit is ongelukkig so dat daar sekere individue is wat van mening is dat daar 'n groot pot geld is en dat almal wie deelneem aan byvoorbeeld die cluster of die clusterproses nou 'n kaartjie kry om 'n bietjie 'n hand in die koekieblik te sit wat betref die statutêre heffing. Dit is glad nie hoe dit werk nie. Slegs diensverskaffers aan die RMIS het 'n geleentheid om dan nadat die regte protokolle en alles gevolg is, te kan aanspraak maak op vergoeding vir dienste gelewer. Daar is nie 'n ding soos jy deel in die geld wat in die statutêre heffing is as jy betrokke raak by hierdie goed nie. Jy moet 'n goedgekeurde en aanvaarde diensverskaffer wees wat werklik 'n diens lewer waarvoor jy vergoed wil word. Wat die statutêre heffing betref, is daar baie onkunde. Daar's baie mense wat nie verstaan wie betaal dit nie. Op hierdie stadium word die meeste diere in Suid-Afrika natuurlik geslag deur voerkrale. Meeste van die diere wat deur ons slagstelsel gaan kom uit voerkrale uit en die groter voerkrale uit die aard van die saak kan bydra daartoe en hulle is diegene wat dit betaal. Baie mense het graag 'n opinie oor ons betaal vir die heffing. As jy nie self slag nie, as jy nie diere by die abattoir laat aflewer nie, het jy nie bygedra tot die heffing nie. So daardie tipe stellings is totaal van die waarheid ontbloot. Ons is nie gefokus op die finansiële gewin daaruit nie. Ons is regtig gefokus op dit wat in die beste belang is van die bedryf. Kobus, jy het nou in ons vorige vraag het jy verduidelik waarop jy wil fokus, maar wat is nou volgende? Wat baie belangrik is dat ons moet verstaan dat om werklik volhoubaar met vleis te kan boer of vleis te produseer in Suid-Afrika, moet jy 'n oorskot daarvan produseer. Nou baie mense sê nee. Sodra jy praat van 'n oorskot, beteken dit is 'n ooraanbod en gaan dit die plaaslike mark se prys laat verslap of verlaag. Wat ons egter moet verstaan is dat ons het nodig om met ons produk, waar ons hopelik suksesvol sal wees daarmee, om natuurlike hulpbronne winsgewend te omskep in 'n hoër waarde produk, om dit aan die buiteland aan te bied. Ons moet valuta daarmee kan verdien. En dit is wat baie mense ongelukkig nie verstaan nie. Hulle dink dat as 'n organisasie, kom ons vat nou byvoorbeeld van die groot voerkrale vleis uitvoer, dat net daardie voerkraal of daai abattoir groep die voordeel daarvan trek. Wat mense nie verstaan nie is dat behalwe vir die valuta wat ons verdien, wat ons land regtig nodig het en wat nogal 'n verskil maak in die totale ekonomie,
is dit ook so dat daardie vleis wat uitgaan, verlig vraag in die plaaslike mark. Met ander woorde, nie die vraag nie, die aanbod, ekskuus. Met ander woorde, die feit dat vleis land uitgaan, beteken dat daar's minder hoë waarde snitte, maar dis gewoonlik wat uitgevoer word, minder hoë waarde snitte wat plaaslik aangebied word, wat 'n dramatiese verligting bring in die plaaslike aanbod. En dis sulke goed wat regtig belangrik is. So ons wil graag sien dat ons winsgewend kan kompeteer. En om winsgewend te kan kompeteer, het ons die regte genetika nodig, ons die regte dierewelsyn en gesondheid nodig. Dierewelsyn gaan oor jou voeding en bestuur op die plaas en gesondheid is meer 'n makrobenadering waar ons kyk na dinge soos byvoorbeeld die pas uitgebreekte slengdalkoors in die Noord-Kaap, daai tipe van goed. Daai goed moet reg bestuur word. En ons glo binne in SBF gaan ons 'n bydrae kan lewer, klein of groot, maak nie saak, dit gaan 'n bydrae wees wat tel, om werklik 'n verskil te maak daarin, want dit is vir ons belangrik dat of jy nou met skaap, bok of bees boer, jy gaan met winsgewend kan boer, jy gaan met boer op 'n vlak wat jy regtig kan meeding, en ons hoop om 'n langdurige, langtermyn, ek wil nie sê 'n oplossing te bied nie, maar vooruitsigte daar te stel, sodat ons hierdie wonderlike produk wat ons produseer, regtig van krag tot krag kan laat gaan. Ja, sterkte met die nuwe federasie. Kobus Bester wat vandag by ons kom kuier het om ons meer te vertel van 'n nuut gestigte federasie, naamlik die Stud Breeders Federation of SBF, en dit is dan SA Stamboek en die LRF wat saamgekom het om hierdie federasie te begin.